Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, en dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag. Mag die Here genade gee dat u oë gefestig sal hou op hom. Hy is die leidsman en volëinder van ons geloof. Nou, ons is vanmôre besig met die gedagte van redes waarom slegte goed gebeur met ons, krisistye oor ons lewe kom. Vir u gister gesê, vriende, die sonde val in die algemeen, nadat sonde in die wêreld ingekom het, is krisistye deel van ons lewe. Ons kan dit nie wegwens nie, ons kan dit nie wegredeneer nie, ons kan dit nie ontvlug nie. Elke huishouding van tyd tot tyd belewe krisistye. En daarom het ons nodig om na die Here te vlug, maar ook die eindbestemming in gedagte te hou, dat die Here vir ons 'n heerlikheid sal gee waar geen enkele vervloeking meer sal wees nie. Geen krisis, geen hartseer en geen pyn nie. Ek het vir u gesê ook dat die Here gebruik dit sodat sondaars hulle tot die Here kan bekeer. Die Here stuur ons baie keer deur krisistye en baie van ons het tot bekering gekom weens een of ander krisis wat in ons lewe gebeur het. En ons moet nou weer op ons beurt so getuie wees dat sondaars deur ons lewe en deur ons getuienis in krisistye by die Here sal uitkom. Ek het vir u gesê dat die Here gebruik ook krisistye om ons dikwels te dissiplineer. Ek het vir u gesê soos Dawid, die Here het hom gedissiplineer en dat sekere goed in sy lewe gebeur, krisisse in sy lewe gekom, om vir hom te leer dat ons nie met sonde kan speel nie. God haat sonde, hy het sy seun aan die kruis gestraf, hy het die erge straf gedra vir ons sonde, sodat ons dan ook nou vir God moet lewe. En wanneer ons in bewuste sonde bly voortlewe en ons sonde probeer wegsteek en ons sonde probeer regverdig, en ons is kinders van die Here, sal die Here krisistye oor ons lewe bring, met die doel om ons terug te bring by hom. Ek het vir u gesê, dissipline is nooit om ons te vernietig en ons te verwoes nie, maar juis om ons te dissiplineer, om te besef ons is verkeerd, belydenis te doen, reg te maak waar ons verkeerd gedoen het, om so voortaan die Here te verheerlik. Maar vriende, nog 'n rede waarom die Here krisistye oor ons lewe stuur, is om 'n kind van God se geloof te bevestig. Luister, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. As ons nie deur krisistye gaan nie, hoe sal ons weet of ons geloof eg is? Daarom sê 1 Petrus 1 vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir u gesê, dis noodsaaklik dat die Here baie keer krisistye oor ons lewe stuur. Waarom? Want dit is noodsaaklik om ons geloof op die proef te stel. Wanneer ons deur hierdie krisistye gaan, vriende, dan is daar een van twee dinge wat gaan gebeur. Of ons gaan God verloon, of ons gaan nader aan God beweeg. En hierdie is 'n duidelike bewys of ons kinders van die Here is. Want die Here gaan dit oor ons lewe stuur, en daar is geen een in die Bybel wat nie deur krisistye gegaan het nie. En daarom is dit belangrik dat ons ook sal sien, dat hierdie krisistye maak ons geloof kosbaar soos suiwer goud. Die al gesien is hulle goud smelt, al die onsuiverhede kom na bo, en die goud sak af. En so kan ons ook sien, wanneer die Here ons deur krisistye stuur, maak hy ons geloof net meer vas. Job wat gesê het, sal ek nie die goeie en die slegte uit die hand van die Here neem nie. Habakuk sê, al verdwyn alles uit my skure en in ons tyd en dag al verloor ek sekere dinge en al stort die aandelemark in duie en ek verloor my huis en my kar, nogtans sal ek jubel in die Here, want dit gaan nie oor die hier en die nou nie. Te veel kinders van die Here dink dat tydelike seëning is 'n bewys van God se goedheid en guns oor hulle lewe. Vriende, dit is so dat God ons op tydelike gebied seën, maar wanneer die Here begin wegneem, gaan dit 'n duidelike bewys wees of u geanker is in die tydelike besittings of in die God wat dit vir u gee. Daarom belangrik dat ons sal sien die Here bevestig ons geloof deur tye van krisisse wat hy oor ons lewe stuur. Vriende, nog 'n rede waarom krisistye oor ons lewe kom, is om kinders van die Here tot volwassenheid te bring. Ons kan nie vir altyd babas in die Here bly nie. Ons moet ook groei, ons moet toeneem in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus. Ons moet op ons beurt deur ander help wat deur krisistye gaan. Die apostel Paulus is so 'n pragtige voorbeeld, waar hy in die binneste gevangenis sit, sing hy lofliedere tot eer van die Here. In sy krisistye bemoedig hy die gemeentes, versterk hy die gemeentes, gaan hy op sendingreise om hulle te vertel van God se goedheid. Sy liggaam is stikkend geslaan en nog steeds eer hy God
dat hy weet hy's vir 'n tyd lank op aarde om God te verheerlik, al is die krisistye hoe groot in sy lewe. Hoor wat sê Jakobus in Jakobus 1 vers 2 en verder. Hy sê, ag, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Jy sien, die Here bring ons tot volwassenheid deur die krisistye. Hy leer ons om swaar te steun op hom. En as die krisis weer kom oor 'n maand of oor 6 maande of oor 2 jaar, het ons al hierdie wonderlike pad gestap saam met die Here. Is ons geanker in die waarheid van sy woord. Ons weet dat God vertrou kan word. Sy woord is betroubaar. Sy woord is waar. Sy gees is in ons harte en ons kyk die krisistyd wat oor ons lewe kom en ons sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Daar is geen krisis te groot vir die Here en hy wat in ons woon is groter as die vyand wat buite staan. Daarom ook baie belangrik om te sien dat die Here ons tot volwassenheid wil bring. Die Bybel sê die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ag, ek dink die wêreld, vriende, smag na mense wat vir hulle sal wys hoe leef 'n kind van God, ook wanneer hulle deur krisistye gaan. En mag u en ek daardie man en vrou, seun en dogter wees, wat ook vir die wêreld wys dat ons verlosser leef. Hy kom, gooi ons nie daar in 'n moeilike situasie en dan onttrek hy en dan kyk hoe ons, soos die ou liedjie sê, swem Jannie swem nie. Nie glad nie, dis nie die God is nie. Wat die vyand vir ons ondergang bedoel, gebruik God tot ons groei, tot verheerliking van sy naam, tot ons volwassenheid in ons wandel saam met hom en bring ons eer so op sy naam. Die volgende gedagte, vriende, en dit is baie belangrik. Waarom kom daar krisis tye oor my lewe? Dit is om deur die krisis of krisisse iets beter en goed na vore te bring. Want jy sien, die Here weet wat die uiteinde van my krisis sal wees. Ek is midde in die omstandighede. Job was elke dag in hierdie krisis, die verlies aan sy kinders, aan sy eiendom, sy vrou wat gesê het, vloek God en sterwe, die swere waar die sig uitloop, die pyn, die 3 vriende wat meer 'n las was as 'n hulp vir hom, en elke dag het hy deur hierdie krisisse gewerk. En die Bybel sê vir ons dat die Here iets beter in gedagte gehad het, en ons weet nie wat dit vir my en vir jou sal wees nie. Jou krisis is môre miskien vir jou so groot, jy dink by jouself, sal daar ooit iets goed uit hierdie krisis kom? Sal daar ooit iets goeds na vore kom uit hierdie moeilike situasie waarin die Here my nou geplaas het? Dan wil ek vir jou sê, hou moed, vat dit eendag op 'n slag, vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dat hy jou paaie vir jou gelyk sal maak. Ons weet nie wat die uiteinde van my en jou krisis of probleem of moeilike situasie sal wees nie. In die geval van Josef, lees ons dat hy in Egipte land beland het. En nou lees ons in Genesis 50 vers 20. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie bedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Dink mooi daaraan, dat as Josef nie verkoop was as 'n slaaf na Egipte land nie, sou die volk van God, Israel, gesterf het van die honger daar in Kanaan waar hulle was. Belangrik om te sien dat die Here ook vir Josef vooruitgestuur het, alhoewel Josef het nie geweet het nie. En hierdie krisis op krisis beleef het, was God besig om hom te gebruik om iets voor te berei vir iets beters, vir iets groters, waarvan Josef eintlik nie veel geweet het nie. Ons dink maar aan Rut, die Moabitiese vrou. Ons dink aan, vriende, hoe Elimelech en Naomi na Moab gegaan het. Daar het hulle seuns Moabitiese vrouens getrou. Ons weet dat haar seuns gesterf het, haar man het gesterwe, en hier kom Naomi en Rut terug in Israel. En die Bybel sê vir ons, deur hierdie huwelik tussen Boas en Rut, sou daar later die Messias gebore geword het. Wonderlik om te sien hoe al hierdie krisisse wat Naomi en haar familie moes deurmaak, en hoe Rut in die prentjie gekom het, en hoe die Here vir Rut beskik het om by Moab se gronde uit te kom, en al hierdie kosbare dinge wat in plek geval het, dan sien ons, krisis op krisis op krisis het meegebring dat God 'n groter plan in werking gestel het. Want hy is die alleenwyse God, en hy weet, vriende, wat ons in ons lewens sal beleef. Hy beskik en bepaal sekere dinge in ons lewens.
En selfs wanneer krisistye oor ons lewe kom, moet ons nie dink net aan die hier en nou en aan myself en myself jammer kry en myself bejammer nie. Maar wat gaan die Here daardeur bereik? Hoeveel mense het deur siekte gegaan en vriende, deur hierdie siekte tye het mense tot bekering gekom as hulle sien hoe hierdie persone dit hanteer. Selfs by die dood van 'n persoon en as 'n begrafnis gehou het mense tot bekering gekom deur die boodskap wat gepreek is. En jy besef net dat God gebruik elke krisis om hom te verheerlik en iets beter, iets groter, iets tot verheerliking van sy naam na vore te bring. Ons gaan môre hierdie reeksie afsluit, maar mag die Here ons genade gee dat ons sal verstaan. Daar is sekere redes waarom krisisse oor ons lewe kom. En dat ons nie kortsigtig sal wees en met self besig sal wees nie, maar dat ons verder sal kyk na hierdie God van hemel en aarde, die alleenwyse God, aan wie toe kom die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Vriende, groete vir u, mooi dag verder tada.